aan alles. Hoe voel julle oor die spesiale driehoekies? Julle verstaan niks. Ons het laasweek die basiese trig hersien. Okay. Gaan vir julle vinnig 'n paar goedjies neerskryf. Jy volg maar net en jy kyk of jy dit kan doen. In hierdie geval by die eerste paar voorbeelde wil ek maar net hê los vir my die onbekende op. In other words, solve the unknown. That means your variable like x or whatever you see on the little picture. You need to solve this. En indien ek niks sê nie, dan beteken dit 2 desimale plekke, né? Ek het 1 sakrekenaar, maar ek gaan hom ook eventually moet gebruik. Ons gaan iets van alles doen. Can you what? Leisure. En as jy my nou regtig wil beïndruk, dan doen jy nou nommer 3 sonder 'n sakrekenaar. Shame nie, ek gaan nie dit nou in julle doen nie. No, just wait. Wait. Weet julle wat om te doen of is julle verlore? Ons moet gou dink, onthou, think maths. Think math thoughts. En it's vir die antwoord en skryf Python, so happy. I know this is easy. This is so much fun. Easy. Julle moet julle triegverhoudings ken. Sin, cos en tan, ons het dit laasweek gedoen. Julle doen dit nou al van die begin van die kwartaal af. Technically, you should be able to do this without a calculator. Cos 30 means we use a special triangle. Maar in die geval het ek nou nie gesê jy mag jou sakrekenaar gebruik nie. Ons gaan later dit doen. Okay, so ek skryf jou die metode neer. Ek hoop jy weet wat die aangaan. Hier is nog heel in die begin maklike goedjies. Ons gaan dit nou begin moeiliker maak. I don't have a calculator. Okay. Kyk daar, wie weet nie om dit te doen. Come on guys. Gaan kyk laasweek se video. Ja. Jy moet eenhede skryf want ek het die eenhede gegee nie, ja. Ja. Vir kos en 'n half vir sin. Dis net vir kos, dan sal kos van 30 grade is wortel 3 op 2. Sin van 30 grade is 'n half. Dan van 30 grade is 1 op wortel 3. Want dit is wat ons gedoen het in die video oor spesiale driehoekies. Het ek daai video al geupload? Jy moet gaan kyk, nee. Okay, gaan kyk weer hoe ek verduidelik al die spesiale driehoekies en hoe om dit te gebruik.
Dit is so lekker as almal anders saam met my praat. I just love it. Daar's Pythagoras. Hier kan jy tegnies ook werk met 'n spesiale driehoekie. Jy behoort nommer 3 te kan doen sonder 'n sakrekenaar, maar ek het nie nou dit gespesifiseer nie. We'll get to that later. Ek gaan dit gewoonlik vir jou in 'n ander formaat gee. I'm going to use tan 60 degrees. Why? Because I have 60 degrees. Dit is wat ek het. Dan kyk ek wat sien ek? Watter sy het ek? Ek het my teenoorstaande sy en ek het my aangrensende sy. I have opposite and I have adjacent. Hier is die een waarvan nie almal baie hou nie. Hoekom? Want nou is jou veranderlike onder die lyn. Nobody likes to have the variable as a denominator. Nonetheless, jy kan dit die lang manier doen, waar jy albei kante maal met m, en dan deel deur tan 60, of jy kan reguit gaan en sê, I know they should just switch places. Alles reg. En dan, my kinders wat by my in die klas is, wat moet jy onthou as jy dit in jou sakrekenaar indruk? Maak die hakie toe aan die onderkant. Anders gaan dit vir jou 'n syntax error gee. Yes. Ek moet hom ekskuus, jy kan hom los in vereenvoudigde wortelvorm, of jy kan hom vir my verander na desimale toe, en as jy dit dan sou doen, dan het jy 0,93 eenhede, want dit is 'n afstand. Okay. Right, enige vrae hierso? Ja, ek kan dit vir julle wys hoe om te doen sonder die sakrekenaar. So sonder 'n sakrekenaar gee ek mos nou vir jou die 60 grade en m en 12. Nou die oomblik as jy 60 grade driehoekie sien, dan dink jy aan jou spesiale driehoekies. Hoe groot is sy komplement? 30 grade. They are complementary angles. So we know that 30 degrees plus 60 degrees equals 90 degrees. Jy werk met pinhoeke van 'n driehoek. Almal is baie gelukkig op hierdie stadium van die geveg. Oepsies, waar's my 90 grade hoek? Daar. Maar as ek dit vergelyk met my driehoekie wat ek memoriseer het van al my harde ure wat ek agter my boeke sit, dan onthou ek dat hierdie is 1 wortel 3 en 2. Dit is die vereenvoudigde verhouding waarin hierdie sye sal wees indien daar 'n 60 en 30 grade, wel indien dit 'n reghoekige driehoek is met onderskeidelik 30 en 60 grade. En in my ander video het ek vir julle mooi gaan aflei waar alles vandaan kom. You don't need to remember where it comes from, but you do need to know dat dit is jou sye. Jy moet jou driehoekies memoriseer. Okay, so nou hoe gaan ons nou hierdie ding doen? What? I mean, if you had to... Wat is die verwantskap eerder tussen hierdie twee driehoeke? Is hulle kongruent? Of is hulle gelykvormig? Hulle is gelykvormig. Kongruent is like copy-paste, presies ewe groot. Dis soos daai Wallace tweeling, like copy-paste, right? Maar gelykvormig is ek en my dogtertjie. We look apparently very much the same, maar obviously is ek 'n bietjie groter as wat sy is. Sy is die mini-me. Cool. If the triangles, and in English that would mean the triangles are similar. If the triangles are similar, it means the ratios of the sides are in proportion. So die verhoudings van jou sye is eweredig of in verhouding. Kom ek illustreer gou dit vir julle. Moenie paniek nie, niemand paniek nie. Ek hou nie van panicky faces nie. Kom ons maak hierdie A, B, C, D, E, F. Die driehoeke is gelykvormig. Graad 9 vir die van julle wat laas jaar September se kant nog wakker was. Dis wat ons toe gedoen het. Jy kan trig gebruik of jy kan gelykvormigheid gebruik. You can use similarity. What it means is the ratio of AB over DE must be equal to the ratio of BC
over EF. Dis een manier om dit te doen sonder trig. Wat op aarde doen ek? Hierdie is 12. Sy ooreenstemmende sy is DE in my klein driehoekie. AB oor DE moet gelyk wees aan BC oor EF. That's one way to do it. En dan vul jy alles in wat jy het. Dan sien jy BC is M, EF is 1. AB is 12, DE is wortel 3. Kan julle vir M vind? M is 12 op wortel 3. Maar hoekom praat ek oor gelykvormigheid as ons besig is met trigonometrie? Why would I do that to you? Nou gaan ek terug na wat ek vir my kinders vandag in die klas gesê het. I think we did a similar example, either today or yesterday, ek kan nou nie onthou nie. In my klas het ek gesê, kom ons gebruik trig aangesien dit die hoofstuk is waarmee ons nou besig is. So, I've got 60 degrees, I'm looking at opposite over adjacent, I'm going to use tan 60 degrees. In my groot driehoek ABC is tan 60 grade 12 gedeel deur M. In my klein driehoek is tan 60 gelyk aan wat? Square root 3, there we go, wortel 3, nie 3 wortels nie, wortel 3, oor 1. Somehow voel ek die pennie het nog nie gedrap nie. Tan 60 is equal to tan 60. Hulle twee is mos gelyk aan mekaar. Anja is gelyk aan Anja. Tan 60 is gelyk aan tan 60, maar as tan 60 gelyk is aan tan 60, dan beteken dit dat 12 op M is gelyk aan wortel 3 op 1. So dis 'n ander manier om dit op te los deur middel van trig. En as jy dan gaan oor kruis vermenigvuldig en oplos, dan gaan jy sien, jy kry presies dieselfde antwoord. I do feel like this is important, maar okay. Ons gaan aan. Remember, I'm setting up the test for next week. Praat jy van die persgedeelte? Ja, ek sal verduidelik. So, daar's verskillende maniere om dit op te los. Jy wil basies vir M die onderwerp maak van die vergelyking. So, ek het albei kante gaan maal met M op 1, ekskuus. Dis die lang manier, ek het in my kop dit gedoen, maar dit beteken maar net daai twee kanselleer uit. Okay, so kan jy sien dat die tussenstap sou gewees het, jy het 12 is gelyk aan M wortel 3, dan deel jy albei kante deur wortel 3 en dan kry jy vir M alleen. Maak dit sin? Okay. Is julle reg vir nog 'n lekker voorbeeld? Ek hoop so. Sê ja. Ek het so gedink. En moenie dat ek begin bekommerd raak nie, nê? Daar is so effens 'n bekommernis in my. Ek moet net 'n bietjie langer wees. Okay. How much do you love me right now? My skets is nou nie heeltemal volgens skaal nie, but more or less.
Alles word hier vir ons aangedui. Hoeke se groottes, oral waar jy 90 grade hoek moontlik kan hê, is aangedui. 20 eenhede en dan ook 60 eenhede. En dan wat ons wil hê moet bereken, kan julle vir my die lengte van AC bereken? Jy mag 'n sakrekenaar gebruik. En as julle net ook dan asseblief vir my julle name op hierdie lys kan skryf, almal se name toe op wees, asseblief. Wat is die lengte van AC? I don't know, I haven't calculated it, but ek gaan dit nou doen. Okay, so die lengte van AC, do you have it? 40. I think so too. Let's see. Wakili, how did you get 40 though? Okay. Yeah. Okay, so you looked at 30 degrees, you realized this is where I am, okay, because not where you are, but you're trying to find AC. So think about what you want and what you have. I'm trying to find AC. I have 30 degrees and also I have the opposite side. So hierdie is jou hypotenuse. Dis jou skynsy. And for that reason, you said I'm going to work with sin 30 because I know that I've got opposite met julle skedaddle. Sien julle môre. Bye. Opposite over hypotenuse. Rearrange. Om daarmee hakie toe te maak. Mooi Wakile. Tell your mom to watch the video so that she knows. Okay, dis reg. AC is 40 units, mooi so. What is the size? Next one. Ek gaan dit nou copy want ek kan. En om dit vir julle beter te maak. Vir die volgende vraagie. We need to find the size of some other angle. Kom ons kyk gou. CAD. So die grootte van hoek C, A en B. Onthou nou wat ons nou net bereken het. We have calculated AC and it is 40 units. Love my life. That is great. Eenhede, whatever, 40. Trying to find CAD. CAD, kom ons maak nou maar 'n rooi sterretjie. CAD would be A2.
Kan julle sien, jy begin by C, die hoek is by A, eindig by D, start at C, go to A, end at D. That is the angle that is formed. Daar is die hoek wat gevorm word deur CAD. Maar dit is basies maar net hoek A2. What do we want? We want an angle. What do we have? We don't have opposite. Julle, ons is in hierdie driehoek. For those of you who did not know this, we're working in this triangle. We have 40. We have 60. We want the red angle. Hoe long is die skynsy? How long is your hypotenuse? 60. How long is your opposite side? We don't have the opposite side. We have the adjacent side, which means we are going to use cos. Ek gaan dit nou maar net A1 noem. Cos is adjacent over hypotenuse. Dit is aangrensend op skyns. Dis 2/3. Okay. Hoe gaan ons nou die hoek bereken? We've got the bodyguard, cos. We want the angle. Well, yes, I want you to rephrase that and say, can we shift cos? I know that it means the same thing, raak ontslaaf van cos, but if you shift the cos away from the angle, you get to the angle. Why do I prefer that word? Because your calculator has a shift. So we are going to shift cos. Onthou nou, jy moet nou shift druk op jou sakrekenaar, want jy wil by die hoek uitkom. Jy probeer die hoek bereken. So shift cos 40 op 60, 4 op 6, 2 op 3, whatever, gee vir jou 'n hoek van. Okay. As jy een of ander vreemde antwoord hier kry, maak asseblief seker jou sakrekenaar is in degree mode. Anders gaan jy verkeerde antwoorde kry. So nou het ons hoek A. En ek is sommer baie opgewonde want die volgende vraag is bereken die lengte van DE. Die van julle wat klastoets geskryf het by my, hierdie behoort baie bekend te lyk. Nie hierdie spesifieke skets nie, maar ons het iets soortgelyk gedoen. Ek is oop vir voorstelle. Ek bedoel, ek weet wat om te doen, maar weet julle wat om te doen? Nou is ons ewe skielik in hierdie driehoekie, nê? Hoekom? Want ons is op soek na DE en DE bevind homself in die boonste blou pers whatever driehoekie. Nou sê julle juffrou, maar ek het nie genoeg inligting nie. But we do. No, you cannot use a 90-degree angle. Is almal se name hier op? Ek sal vir opskryf. En julle name? Nou, want ek vra baie mooi, asseblief en baie dankie, dis hoekom. Okay. The length of DE. Ons soek hierdie. Ons het hierdie. If only there was a way to calculate A3, I wonder. Yeah, the two angles were added and they're subtracted. Okay, kan julle sien ek het vir jou hier aangedui dis 'n 90 grade hoek. We already have the red angle which is the 48 point blah blah. We have 30 degrees. Jy trek al twee daai hoeke af van 90 grade. 11,81. Wonderful. So A3 is 11,81 grade. Okay, so nou het ons 'n hoek. What do we want? What do we have? What trig ratio? Wat het ons, wat soek ons? Wait, you said something and I didn't actually listen, sorry. Dan. We are going to use tan.
Hoekom? Want as jy hier staan by tan, daar, by 11.81, what am I saying? Dan is jou teenoorstaande sy die sy wat jy soek. You want the opposite side. Baie dankie. And you have the other what side? What do you call this one? Adjacent. In Afrikaans is dit jou aangrensende sy. So ons gaan definitief tan gebruik. Teenoorstaande op aangrensend. Okay, daar het jy jou units. Is dit okay vir julle? Like, hoe eet jy 'n olifant? Happy vir happy. So jy het hierdie som, jy begin net op 'n jy werk net stelselmatig na die volgende driehoek, jy gebruik elke keer jou vorige antwoord om jou te help. Right. So omdat ek baie lief is vir julle, gaan ons nou spesiale driehoekies gebruik om uitdrukkings te vereenvoudig sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Okay. Ready. Wat, wil julle terug? Moet ek teruggaan? Are we good? Happy? Ek is so bly julle is hier, dankie. Okay. Dis nou 2 eenvoudige voorbeelde. En dan kan ons dit bietjie moeiliker maak as jy reg is. Ja. Ja, jy hoef net een keer die driehoek op jou bladsy te teken. Driehoeke. In die geval gaan ons definitief 2 driehoekies moet teken. Well, I mean, if you want to eat, that's fine. I don't care. I don't care. Okay. Kom ons teken gou ons driehoekies. Wie kan onthou wat kom waar en hoe om te weet watter driehoekie het watter sy? So ek het so 'n bietjie van 'n storieetjie vertel met my kinders in my klas. We have a story that helps us to easily remember, well, not a story, but ja. Okay. Kom ons begin by die 45 grade driehoekie. So this is an isosceles triangle. Dit is jou gelykbenige driehoek. And if I see those 2 streepies indicating equal sides, it reminds me of a 1. Dit herinner my aan 'n 1. Daai 2, hallo, julle weet waarvan ek praat. Daai. Dit laat my dink aan 'n 1. So onmiddellik gaan skryf ek 1 en 1. Dit is moontlik dat jou onderwyser 'n ander metode gebruik. En dit is okay. Ek gebruik hierdie metode want dan weet ek my kinders kroek met 'n sakrekenaar of kroek nie met 'n sakrekenaar nie. Right. According to Pythagoras, we will have to find this missing side. It is nie 2 nie, but I do remember that every hypotenuse, both of those triangles, for the hypotenuse, we needed 2. Een van hulle gaan wortel 2 wees en een van hulle gaan vir gewone 2 wees. Nou vir die onderste driehoekie wat ek nou net geteken het ek nog glad nie 'n vierkantswortel gebruik nie. But I also know that both triangles have a square root somewhere. Maar ek het nou nog nie 'n wortel gebruik nie, so ek gaan nou dit hier gebruik, wortel 2.
So note how both of those skynsaie hypotenuses, they both have a 2, maar die een is wortel 2 en die ander is 2. Ek kan nou klaar my wortel gebruik hieronder. Moving on to the triangle at the top, how do I remember, or what is a possible way that you can remember what the triangle should look like? Ons kyk na 30 grade shame. Hy is die kleinste driehoekie kleinste hoek van al die hoeke. Hy het 'n maatjie nodig wat sy handjie kan vashou. So hy sê, okay, 3, jy pas by my, ek is 30, 3 kom na my toe. Maar ons is nie presies dieselfde nie, jy kry 'n wortel. Nou ons het 1, 2 en 3. Ons gaan net daai 1 ook daar sit. Die laaste een is net altyd 1. Okay, dis my storie, baie interessant. Ek weet, julle gaan heeldag daaroor dink. Okay, nou by tan 30 grade. So now once you've drawn your triangles, you get marks for this. Nou gaan jy sê tan 30 grade, waar is jy? Jy's hierso. Teenoorstaande op aangrensend. 1 op wortel 3. Sin 60 grade is wat? Wortel 3 op 2. Absolutely. This simplifies to what? A half. Hallo julle, ons is besig om breuke te maal. Bo en bo kan uitkanselleer. Dan het ons 'n half. 'n 1 bly bo oor en 'n 2 bly onder oor. Kom ons gaan aan, nog enetjie. Kan julle sal julle dit kan doen in 'n toets? Rarig. You must just remember special triangles, ja. Okay, kos 45 grade, maak dit saak by watter hoek jy staan. Nee, solank jy by 'n 45 grade hoek staan, jy kan nou nie by 60 of 30 staan nie. Teenoors aangrensend op skyns 1 over square root 2. Dan 60 grade. Wortel 3 op 1. Teenoorstaande op aangrensend. En finale antwoord is dan wortel 3 op wortel 2. Jy kan hom so los. Ek wil nie hê jy moet dit in desimale vir my gaan skryf nie, dan gaan ek 'n aardbars. Because then I know that you use the calculator and I asked you not to use the calculator, nee? Hello, do you need to go? No, okay, you have a question? Yes? Yes. Okay, well, I'm going to show you something really cool. So buckle up. Suppose that you stand here and I'm asking what is cos 45? Then you would say it's adjacent over hypotenuse. Awesome. Now let's change your stance, your point of reference. Nou is ons by die blou 45 grade. What is cos 45? So does it matter? Maths, yeah. Think math thoughts. I feel like a child that just realized. Huh? Ja, ek weet, dit en wiskunde maak my dag, because that's the other thing that I'm really passionate about. Okay, ek sal nou weer soontoe gaan. Okay, dis wat ek wil doen. Dis presies wat ek wil doen. Oeh, lekker, okay. So, is dit reguit? This is a Cartesian plane. Hoe weet ek dis 'n Cartesiese vlak? Want ons het 'n x en 'n y as. Jippie. Hierdie is my oorsprong. Hierdie is theta. En hierdie is die punt 5 en 12. Use the diagram, gebruik die diagram om die waarde te bepaal, the value of
the radius. And then sin theta, and then cos theta. Ek ook, tan square theta. Moenie so frons nie, Botox is verskriklik duur. Ek beloof. Ask me, I know. Okay. Ek wil nie hê jy moet 'n sakrekenaar hier gebruik nie. So ek het vir my kinders gesê in my klas, sit op jou sakrekenaar. Put it away because you will be so tempted to calculate that angle and I don't want you to calculate the angle. Hoe gaan ons vir R bepaal? Pythagoras. Okay, but Nicholas, let's take it back a step. My triangle, I don't see any lengths. You can use the x. Okay, so now kom ons iewers. So what Nicholas is saying is how come we don't understand from the Cartesian plane that 5 is equal to the horizontal distance from the origin. So dit is jou afstand vanaf jou oorsprong, die horizontale afstand. It is your x value, jou x waarde. En dan sê ons maar 12 is jou y waarde. Dis lekker. We are reminded that these values, the 5 and the 12 and the right angle triangle, corresponds to, and this you don't need to know, a Pythagorean triple. What is a Pythagorean triple at Maths Kinders? 'n Pythagoreaanse drietal. Oh. Something with Pythagoras, I know. Okay. Het julle geweet dat die syfers 5, 12 en 13, and I feel like this is so interesting, I cannot not say this. Hulle is almal heelgetalle, they're all integers, and they form a Pythagorean triple in the same way that 3, 4, and 5 will form a Pythagorean triple. Dis waardes, heelgetal waardes wat altyd waar sal wees. Met ander woorde, jy gaan altyd 'n reghoekige driehoek kan. Ja, my battery is low. Jy gaan altyd 'n reghoekige driehoek kan teken met daai sylengtes of veelvoude van daai sylengtes. If that's not cool, then I don't know what is. Maar okay, besides the point, me being 100 years old and all, I know that the radius will be 13, maar jy's baie welkom om Pythagoras te gebruik om dan nou wel jou 13 te gaan bereken. For this, you are allowed to use your calculator or just access the mental files the way I have. Okay. Wat van sin theta? Onthou, ek wil nie hê jy moet 'n sakrekenaar gebruik nie. Sit op jou damn sakrekenaar want anders gaan jy iets verkeerd doen. Ek weet dit net. Sin is teenoorstaande of skuins. Opposite over adjacent. Ek ook. Opposite over hypotenuse. Opposite is 12. Hypotenuse is 13. Kyk daar. Jy's klaar. Dis die waarde. Beloof dis al. Huh? Vinnig nie. As ek moet ek slow down. Sorry. Wat van tan kwadraat theta? Tanta. Teenoorstaande op aangrensend. But what about that square? U. Is tan a value that can be squared? No. Jy wil kyk wat is die waarde van tan theta en daardie waarde kwadreer. Dit is die skryfwyse, it is the notation, it is the way we write mathematics down pertaining to sin, cos of tan. Tan het nie 'n waarde op sy eie nie. Okay? Wat is tan theta van hierdie driehoekie? 12 over 5. Now, if you know your times table, you would know this is 144 over 25. Jy kan hom vir my net so los asseblief. You can make it an improper fraction, but why would you want to do that? Because ons geef jou volpunte net daar. Yeah, we're not testing your conversions of fractions anymore, the way that we sort of do in grade 7 and grade 8. We're mostly focusing on, do you know what to do with trigonometry? Okay. Goed. Moenie my haat nie
And if you do, that's also fine. But do I need to do another example? Okay. Skryf julle neer of kan ek maar aangaan? Are you done? Okay. Het almal dit neergeskryf? So ons gaan nou die hele beginsel wat ons hier gebruik het, extend. Dat is soos my gunsteling woord. Let's extend our knowledge. Ons maak ons kennis langer, meer. Ons raak slimmer by die minuut. Okay, so if my klas, ons het dit vandag gedoen. As ek by die huis kom, sal ek die video vir julle upload. Everyone else on YouTube, dis ongelukkig net in Afrikaans, want my klas is net Afrikaans. Maar hierdie klasse is daarom ons nou tweetalig meestal, so daar sal staan ekstra klas of daar sal net staan graad 10. Terug, deel 1, deel 2, dit wat ook al. En jy kan sien op die thumbnail wat ek gebruik, wat was die les, want ons altyd 'n opskrif. Okay. Right, en dan die datum is ook daar, so more or less kan jy dan track wanneer het ons wat gedoen. So hierso het ons 'n uitdrukking. And then I want you to determine, obviously dan moet 'n vraag wees, bepaal vir my, determine the value of geen sakrekenaar. Sit on your calculator, please. Please don't sit on it, you're going to break it, but put it in your bag. No calculator, want jy gaan 'n fout maak. Nou, ons het dit vandag gedoen. Ander klas, het julle dit al gedoen? Okay, ons gaan, moenie worry nie, as julle dit onbekend voel, ons gaan nou dit in elk geval weer doen. Nou gaan julle sê, maar juffrou, wat juffrou nou net gedoen het en wat hier staan is nie dieselfde ding nie. To some degree, actually, completely it is. But we don't have a sketch yet. Ons het nog nie 'n diagram nie. We must make our own. Yes, I like it. Okay, so jy begin met jou vergelyking. 5 sin theta. I'm going to take the 4 over to the other side. En dan gaan ek dit gaan skryf as 4 op 5. That is very cute. 4 over 5. Because I know that this would be opposite, jou teenoorstaande, oor skyns, hypotenuse. So that's going to help me to construct a diagram. Dit gaan my help om my diagram te teken, my skets. Maar nou is daar 'n catch. En die catch is die volgende. Hulle sê vir my, theta is groter as 90 grade, kleiner as, wel, groter of gelyk aan 90 grade, kleiner of gelyk aan 270 grade. In watter kwadrant is ek? The second quadrant. 2. Ek ook, 2 of 3. It's 2. Ek weet, maar ek bedoel moet nou nie, okay, julle is nou te slim. Ja, ons is in die tweede kwadrant. Ek het, my gedagtes het gedwaal, jammer. This means we're either in quadrant 2 or quadrant 3. So julle sal ook onthou van my gisterse les, eergister, kan jy onthou nie. Hierdie is 0 grade, 90 grade, 180 grade, 270 grade en dan eindig jy by 360 grade. Dis 'n volle omwenteling. So as ek sê ons werk tussen 90 en 270 grade, dan moet jy onthou ons begin altyd by die positiewe x-as en dan gaan ons al in die ronde, okay? Maar ons begin nou by 90 grade en ons moet eindig by 270 grade. Ons mag nie enige ander interval beskou nie. We're not allowed to consider any other point on the Cartesian plane due to this interval, restriction, domein, definisieversameling, beperking, wat ook al jy dit wil noem. Maar nou moet ek hierdie twee goed by mekaar bring. Ek moet nou vir myself sê, tussen 90 en 270 grade, maar ook waar sin positief is. I wonder what I could possibly do. Kan julle onthou all stations to Cape Town cost
Baie wel. Cost, so almal is hier positief, sin is hier positief, tan is positief, kos is positief. Ons stel belang in die kwadrant waar sin positief is. We're interested in the quadrant where sin gives us a positive answer. Lo and behold, we're in the second quadrant. Nou kan jy jou diagram gaan teken. Ek sê altyd, jy begin by jou oorsprong, jy teken 'n radius, en wat het ek vir my kinders gesê? Jy is nou hier in die lig, wat gaan ons nou doen? Sit. Go to the closest x-axis. Hier's ek hierbo. Ek gaan nou gaan sit, ek soek my naaste x-as. Daar is hy. Dan maak jy 90 grade daar. Right? I am very much aware that this is theta. Ek besef dat daardie stomphoek, that obtuse angle represents theta. But for the purpose of calculations, om wiskunde te kan bereken, ensovoorts, gaan ek nou sê, weet jy wat, ek sal baie graag net vir theta aan die binnekant van my driehoekie wil teken, as 'n skerphoek, net sodat ek my driehoek kan gebruik met teenoorstaande skyns aangrensend. Cool, so daar is theta. Nou kyk ek weer na 4/5 opposite over hypotenuse. Look at that. Is dit nie snazzy nie? I need one more value. I need x. Want my driehoek is nie volmaak nie. Ek het al die waardes nodig. I'm going to use Pythagoras. Now this forms a Pythagorean triple. Dit vorm 'n drietal wat elke keer heelgetalle gaan wees. 3, 4 en 5. 5, 12, 13, 21, 28. Daar's 'n klomp van hulle wat altyd vir jou heelgetalle gaan wees, vir 'n reghoekige driehoek. So ek weet nou al dis 3, maar ek gaan dit nou verkeerd doen. I'm saying it's 3. Is it 3? No. It's -3. Want ons is by die negatiewe x-as. So this is like turning the pages of a never-ending novel. Nou wil ons uiteindelik by die antwoord, by die vraag, whatever, die opdrag uitkom. Ons is op soek na cos theta. Nou gebruik jou driehoekie, cos theta. Look at the red theta, please. Actually, cos kwadraat theta, wat het ek gesê? Cos square theta. We want the value of cos theta, but we want to square it. So, wat is cos theta? That's your final answer. Ons gaan daar ophou. Is daar enige verdere vrae? Questions?